So het ons weer hierdie jaar ons tweejaarlikse verkiesing gehad en ja, ons het oppositie gehad, maar ek was weer eens verkies as die sekretaresse van SA Skole Netbal. Dis 'n organisasie wat skole netbal beywer op 'n landwyse vlak. Om die sekretaresse te wees is nogal 'n ding, want jy moet al die korrespondensie doen. Jy moet seker maak dat alles by almal uitkom en dat die res van die land weet waarheen ons gaan. Die voordeel is dat ons vir daai het wat ons presidente is, wat ons dan op die pad hou. Dis 'n groot organisasie. Ons het so 15.000 skole op hierdie stadium wat deel is van ons organisasie. Ons mikpunt is die 22.000 wat daar in die land is. En dit is nogal 'n moeilike taakie om alles bymekaar te kry, maar ek moet sê ons het 'n baie sterk korps wat onder ons werk in al die provinsies en dan natuurlik ons uitvoerende bestuur. So ek dink dit gaan goed. Ons het goeie borge en ja, weer 'n nuwe uitdaging vir 2 jaar. En ek moet sê vir die afgelope baie jaar is ons weer verkies. So duidelik doen ons iets reg. Begin van 93 het ons begin met wat ons noem Unity Talks en dit is waar ons als begin het. So ons is al sterk van 1993 af tot nou, wat strek oor baie jare is. Nou as ek vinnig moet dink is dit so 32 jaar wat ons bestaan is en ons het gegaan van hoërskole en laerskole apart na een organisasie waar ons alles bedryf van onder 9, eintlik van voorskool tot en met matriek. En dan is ons natuurlik die voedingsgrond vir Netbal Suid-Afrika. En as ons kyk nou na ons spanne, jy kan dalk iets sê oor die spanne wat nou uitgegaan het. Ja nee, ons is baie trots. Op 'n stadium voordat ek die sekretaresse was ek betrokke by die keuring en was ek op die keuringskomitee en van ons dogters wat ons destyds in die spanne gehad het van skole is in die huidige onder 21 span uit die 15-13 wat deur die skole spanne gekom het. So die skole SA span. So ons is baie trots op dit. En ek dink ons moederliggaam sien absoluut die waarde hiervan raak. Ons skool, ek dink mense het Florida begin raak sien, want ons hou nou, omdat ons nou uit die aard van die saak hier is en dit vir ons half maklik is, hou ons redelik baie kompetisie hier. En die DStv was nou vir 'n paar jaar hier gewees, die Motsepe kampioenskap, en dan is net wel heeltyd op die televisie en kan almal Hoërskool Florida sien. En ek dink as mense vir Ronel of vir daai sien, dan sien hulle Hoërskool Florida en dan netbal. En dit maak tog maar 'n verskil. Dat dit bietjie ekstra werk is, ja, dis verseker, want dit is eintlik 'n stokperdjie wat 'n mens doen wat nou 'n bietjie van 'n werk geword het. Maar ek dink ons is trots op dit wat ons bereik en ons is trots op dit wat dit vir die land se sport se netbal beteken. Ons kan duidelik sien dat ons kinders definitief begin beter presteer as hulle in die senior vlak is, omdat ek dink ons meer kwaliteit input vir hulle gee en die afrigting op 'n hoër vlak raak. Daar's baie ontwikkeling in die afrigters. En ek dink baie dankie aan ons presidente wat dit moontlik maak dat ons met ons moederliggaam so goed kan saamwerk, dat afrigters ontwikkel kan word, dat skeieregters ontwikkel kan word en dat ons skole dan dus op hierdie manier op die voorgrond tree. Vir ons personeel is dit 'n geleentheid om hulle self te ontwikkel as afrigter, as skeieregter en dan vir die van hulle wat hulle vakansies wil opoffer, is daar 'n geleentheid vir hulle om provinsiaal te gaan afrig of provinsiaal te gaan skeierig en dan ook op nasionale vlak as beamptes op te tree. Ek dink nou aan Juffrou Todd wat hierdie jaar daar was by die skeieregters. Nie as 'n skeieregter as sulks nie, maar om ander skeieregters op te lei en te evalueer. En dan natuurlik ons kinders om te speel. Ons kinders die afgelope 17 jaar het ons nog elke jaar kinders in die provinsiale spanne gehad. En ons het ook al 'n paar kinders in ons nasionale spanne gehad. As dit nie was dat ek op 'n stadium 'n geleentheid gekry het om 'n provinsiale afrigter te wees, kon ek nie vandag aan die administratiewe kant verkies geword het tot hierdie posisie nie, want dit is waar mens begin.
soos hulle in Engels sê baby steps. Iewers moet mens begin en 'n platform skep om met iets te begin.